Yes, François. Frank, wat het ons al die laaste paar weke gedoen? Ja, maar ek wil net vir jou sê, as jy in 'n gat inry en jy hoor 'n slag, is dit 'n gatslag. Jy wil dit nie hoor nie. Ons sit nou hier met 'n gatslag, maar luister, ek vir 'n bietjie water drink. Dankie man, ek het so ver geloop om jou te kom red. Ek verdien dit amper, né? Mansie. Ah, sê. Luister, ek sien jy het handsakkies aangebring. Wat's in daai ding? My rescue pakkie. Is 'n rescue pakkie. Okay, waar begin ons met 'n rescue mission? So, enige 4x4 eienaar, sodra jy begin in die ding inkom van om naweek uit te gaan of op 'n trip vir ergens heen te gaan in die berge, moet 'n ouer recovery kit van jou eie hê. Okay. En is eintlik belangrik om 'n paar redes, maar hoofsaaklik dis joune. Jy weet dis in 'n goeie toestand, jy weet dit jy onderhou en jy weet dit is geskik vir jou voertuig. Right. Want vir voertuie het verskillende gewigte. Sure. Die uitrusting wat ons kan gebruik op die voertuig het verskillende ratings, met ander woorde, jy verskillende voertuiggewigte gemaak. Okay, so ek gaan net gou vinnig wys waaruit bestaan 'n baie basiese recovery kit. Okay. En jy kry verskillende tipes. So ek hou van toue, ander ouens hou van straps. Dit doen dieselfde ding. Ja. Aan die einde van die dag is maar 'n persoonlike keuse. Right. Nou die eerste een wat ons het is hierdie gespikkelde tou en ons noem dit 'n kinetiese of 'n snatch rope. Okay. So die woord wat dit sê kineties beteken dat hy het beweging in hom. Hy werk met kineties en 'n klein bietjie give. Hy het 'n bietjie rek in. Dis eintlik 'n baie groot rektou wat dit 'n bungee cord. Eintlik maar kan ons sê dis wat dit is. Ja. En elke tou, elke ding wat ons gebruik het 'n rating op hom. So hierso kan ons sien 12 ton breekkrag. Rusty 4x4 12 ton. Dan wil ek natuurlik 'n geval hê partykeer hardloop ons uit diesel uit. Yes. Sê ek wil hê my vriend met tou nou uit die garage toe. Ja. Maar net seker jou voertuig mag getou, kan getou raak. Ja. So ek het 'n gewone tourope. Weet wat ek ou net trek. So weer eens hierdie een het 'n breekkrag van 10 ton. 10 ton. So ek weet hy's geskik vir wat ek wil doen vir die ander. Okay. Nou die ander ding natuurlik wat ek nodig het, ek moet daai tou ergens op my kar kan vasmaak. Ja. En daarvoor gebruik ek so shackle. So jy kry twee tipes shackles. Die een is die ou konvensionele hard shackle wat ons van noem. Nou voel net gou die gewig. Die ander een is die soft shackle. Ons hoef nou nie verder daaroor te praat. As ek nou ver moet loop en 'n sak moet dra, gaan ek met hierdie hou. Presies, ja. So nou ons sit ons maar gewoonlik in sand en modder vas. Nou laat val ek hierdie pen en die ding is weg en alles so goed terwyl hierdie is maklik. Sou iets ergens gebreek het. Okay. Altyd 'n moontlikheid. Ja. Okay. Hierdie raak 'n projektiel terwyl hierdie ding my baie taai klap sal gee, maar nie noodwendig. Ja, jou ernstige skade sal maak. Okay, sien. En hy's maar net 'n eenvoudige lus wat oor homself styf trek, soos wat ek op hom trek. So ek gaan hom nou die tou byvoorbeeld nou weerskante vasmaak. Ja. En ek trek hom so. Daar's 'n manier wat daai gaan afkom. Nee, hy sit soos. So dis basies en ek gaan ten minste 2 van hulle hê. Verkieslik kan 'n ou dalk nog meer van hulle hê, want ek moet obviously aan my kar vasmaak en aan die ander kar vasmaak. En ek sien hy het ook 'n rating hierso, 14 ton. 14 ton. Waar maak ek hierdie goed aan die kar vas? Ja, want jy kan nie net sommer hier vasmaak nie. Jy kan maar mamma gaan nie happy wees, hoor. Jy gaan wegry, die bumper gaan saamkom, maar die kar gaan agterbly. Ja, dit gebeur. Dit gebeur. Dit gebeur reg. Right. So ons moet ergens ons noem dit 'n recovery punt of 'n towing point wat op 'n voertuig is. En elke voertuig het 'n punt wat uit die fabriek uitkom. Jy sien as dit daar so oogie. Ja, ek sien hom ja. Right. So hierdie kant is die een nie, so hy het net een aan daai kant. Ja, en dit is wat ek gaan gebruik. En dis die enigste plek wat ek het op die voorkant van die voertuig. Aan die agterkant lyk dit weer 'n bietjie anders dan wat ek hierdie ding aan kan vasmaak. Hierdie laaste 13 episodes baie by jou geleer en doen dit stadig. Don't overdo it. Rather do it over. Yes. As dit alles wat vas is, dan is ek gelukkig. Sê maar luister chom. Baie dankie. Baie dankie vir jou. Ek het dit regtig geniet. Dit was lekker. Waar het julle dit? Doen dit stadig, dan overdo it. Ja, ek weet, ek sien julle raak.